Vermenigvuldiging. Kan jy onthou watter woorde nou weer gebruik word vir bewerkings wanneer daar vermenigvuldig moet word? Produk, maal, veelvoude, aantal kere. Kom ons kyk na 'n voorbeeld waar ons 'n 4-syfer getal met 'n 3-syfer getal moet vermenigvuldig. Vir hierdie verduideliking gaan ek weer van die plekwaarde tabel gebruik maak om mooi te wys watter syfers moet waar staan. Jy hoef nie die tabel oor te skryf nie, jy kan dit net in jou kop dink. Skryf die eerste getal neer. 4258. Skryf nou die tweede getal reg onder hom neer en maak seker jou plekwaarde stem ooreen. Dit is makliker as jy sommer so van regs af begin skryf en dan maak jy seker jy het genoeg plek. 137. Jy gaan nou maal. Trek 'n streepie onder die tweede getal. Ons begin altyd maal met die kleinste getal in die tweede ry. Hier is dit die ene en jy gaan die antwoorde in die eerste ry skryf. Die een wat in die ene kolom staan, gaan jy nou met al die syfers in die eerste ry maal en jy gaan dit doen van die regterkant af. Ons maal die kleinste getal eerste. Werk gou saam. 1 maal 8 is 8, ons skryf dit in die eerste spasie. 1 maal 5 is 5, skryf dit in die tweede spasie. 1 maal 2 is 2 en 1 maal 4 is 4. Nou het ons alles met 1 gemaal en die volgende getal waarmee jy gaan maal is die getal in die 10e se plek. 1 plek links van waar jy nou net gemaal het. Die getal is in die 10e, so jy weet klaar, daar kan nie 'n kleiner antwoord as 10 wees nie. En jy sit 'n plekhouer in die volgende ry onder die 1 neer, die 0. Die eerste antwoord moet op die 10e se plek geskryf word. Nou maal ons weer met al die getalle in die boonste ry van regs na links. 3 maal 8 is 4 en 20. Skryf nou net die 4 neer en dra die 20 oor as 'n 2. 3 maal 5 is 15, plus die 2 wat jy oorgedra het is 17. Skryf nou die 7 neer en dra die 1 oor. 3 maal 2 is 6, plus die 1 wat jy oorgedra het en skryf die 7 neer. 3 maal 4 is 12. Daar is niks verder nie, so jy kan die 12 neerskryf. Nou gaan ons na die volgende syfer in die tweede ry gebruik om te maal. Dit is die 7 en jy gaan dit met al die getalle in die eerste ry maal. Die 7 staan in die honderde se plek, so jy weet jy gaan geen antwoord kleiner as 100 hê nie en jy moet 2 nulle inskryf om plek te hou. Ons begin weer maal. 7 maal 8 is 56. Skryf die 6 neer en dra die 50 oor as 'n 5. 7 maal 5 is 35. Plus die 5 wat jy oorgedra het, dit is 40. Skryf die 0 neer en dra die 4 oor as 'n 4 na die volgende kolom. Die 40 word oorgedra as 'n 4 na die volgende kolom. 7 maal 2 is 14. Plus die 4 wat jy oorgedra het. 18 is die antwoord en jy skryf die 8 neer en dra die 1 oor na die volgende kolom. 7 maal 4 is 28 plus 1, skryf 29 neer want daar is nie nog getalle om mee te maal nie. Nou is al die maalbewerkings gedoen en al wat oorbly is om die 3 antwoorde in die rye op te tel. Trek 'n streepie en nou tel ons die plekwaardes bymekaar. Kom ons tel gou saam. 8 plus 0 plus 0 is 8. 5 plus 4 is 9. 2 plus 7 plus 6 is 15. Skryf die 5 neer en dra die 10 oor as 'n 1. 4 plus 7 is 11, plus die 1 wat jy oorgedra het is 12. Skryf die 2 neer en dra die 1 oor na die volgende kolom. 2 plus 8 is 10, plus 1 wat jy oorgedra het is 11. Skryf die 1 oor en dra die 10 oor na die volgende kolom. 1 plus 9 is 10, plus die 1 wat jy oorgedra het is 11. Skryf die 1 neer en dra die 10 oor na die volgende kolom as 'n 1. 2 plus 1 is 3. Nou het jy jou antwoord. Hoe werk maal met desimale getalle?
Sodra daar 'n komma in 'n getal is, wat ons maal, raak almal sommer heeltemal te mekaar en weet nie wat om met die komma te doen nie. Hier gaan ek vir jou 'n maklike manier wys hoe om presies waar die komma in die plek te sit, op sy regte plek. Ons voorbeeld is 1,28 maal 315. As jy na die 1,28 kyk, sien jy daar is 2 plekke na die komma. Hoe kan ons die komma dan nou wegkry? As jy maal met 100, sien 2 nulle, ons skuif die komma na 2 plekke op en jy het 128. Nou doen ons die maalsom soos gewoonlik, 128 maal 315. Begin met die regterkantste ondergetal en ons maal. Doen gou die maalsom en pause die video en gaan kyk of jy dit reg gekry het. Moenie die video afsit nie, kyk tot by die einde. Goed, is jy klaar? Hier is die antwoorde. Onthou nou, jy's nou nie klaar nie, jou antwoord moet nou eers die regte desimale plekke kry. Waar gaan ons die komma sit? Onthou, in die begin het ons die komma 2 plekke aangeskuif of ons het met 100 gemaal. Nou moet jy dit regmaak deur dit met 100 te deel. Wat gebeur met die komma? Dit skuif 2 plekke terug. Sien jy? As jy met 'n desimale getal maal, dan maal jy die getalle net so met mekaar. Nou tel jy hoeveel plekke is daar na die komma in die vraag en daar moet presies soveel plekke na die komma in die antwoord wees.